ek lees, jy volg. Ek sal die pointer uithaal, dan kan jy saam met my volg. Ek gaan die Engelse uitspraak gebruik van die naam, alhoewel dit nou 'n Afrikaanse teks is. En dit is nou die derde weergawe wat ons nou vandag van dieselfde storie kry. Wat ons op die ouend gaan doen, is om die weergawes met mekaar te vergelyk. Die heel eerste een was die mees eenvoudige. Toe was daar 'n YouTube video, nee, wat nou in Engels was, en hierdie is nou in Afrikaans. Goed. Persephone, in Afrikaans sou mens seker sê Persefone, maar dit klink vir my net weird. Persephone het saam met haar moeder Demeter op die eiland Sicilië gewoon. Demeter was die godin wat vir al die plante en blomme en bome moes sorg. Maar Persephone kon net die hele dag met haar maat speel. Sy en haar maats het al die mooi plekkies op die eiland geken en graag van die mooiste blomme bymekaar gemaak. Eendag het Persephone 'n bietjie afgedwaal. Daar kom sy op 'n pragtige blom af. So een het sy nog nooit tevore gesien nie. Net toe sy dit wou pluk, hoor sy 'n swaar dreuning. Die aarde bewe onder haar. Dit skeur oop en daar verskyn 'n pikswart koets met pikswart perde. Sy was te verskrik om weg te hardloop. En toe sien sy die man in die koets. Dit was niemand anders nie as Pluto, die koning van die onderwêreld. Wat is sy naam in die Griekse weergawe? Hades. Hy het lank al sy kans afgewag om die mooi prinses in die hande te kry, om saam met hom in die donker onderwêreld te regeer. Sy skree hard, maar meer kon sy nie doen nie, want Pluto lig haar in die koets en jaag terug in die aarde in. Haar maats hoor die vreeslike gil en kom aangehardloop. Hulle sien haar nêrens nie. Hulle roep en hulle soek en hulle roep. Nou gaan hulle maar vir Demeter haal om self te soek. Sy roep en sy roep al harder en harder, maar niks gebeur nie. Almal help naderhand roep en soek. Eindelik sê die mense, hulle moet maar ophou soek, want Persefone sal nie terugkom nie. Maar Demeter steur haar nie daaraan nie. Kruis en dwars dwaal sy oor die eiland. Daar is my merkies. Kruis en dwars dwaal sy oor die eiland. Aan almal stel sy dieselfde vraag. Het julle nie miskien vir Persefone gesien nie? Sy het daar niks aan haar werk gesteur nie, net geloop en roep en gehuil. Die gras het verdor, die blomme het verwelk, die blare van die bome het eers geel geword en toe droog en toe afgeval. Die voëls het opgehou om te sing en weggevlieg. Die diere het begin honger ly en die mense was in die nood. Maar Demeter sê net, sy kan niks doen nie, want sy moet haar dogter soek. Eindelik vertel 'n waternimf van die bergstroom haar wat sy gesien het. Hoe Pluto die prinses wegneem om haar die koningin van die onderwêreld te maak en hoe sy nou treur omdat sy nie by hom wil bly nie. Dadelik is Demeter na Zeus en smeek hom om haar dogter terug te bring. Goed, sê Zeus, ek sal Hermes stuur om haar te gaan haal. Maar hy kan haar alleen terugbring. Nou daai alleen, sou ons sê, beteken eintlik net. Hy kan haar net terugbring, as sy in al die tyd by Pluto niks geëet het nie. Toe Hermes daar kom, hoor hy dat Persefone juis op daardie dag 'n paar granaatpitte geëet het. Hy moes net so sonder haar teruggaan. Nou het Demeter so getreur dat daar niks meer vir mens of dier was om te eet nie. En Zeus moes 'n plan maak. Hy stuur weer vir Hermes. Sê vir Pluto, hy kan Persefone elke jaar 6 maande by hom hou, maar die ander helfte van die jaar moet sy by Demeter bly. Hiermee was Pluto tevrede en Hermes is terug met Persefone.
Persephone. Demeter kon haar oë nie glo nie. Sy was so bly en gelukkig, dat sy almal om haar ook vrolik wou maak. Sy begin dadelik om alles weer mooi te maak. Die gras laat sy uitspruit, die bome bot, die blomme verskyn weer, en die voëls kom terug en sing en juig saam met die mense. Maar elke jaar, wanneer Persefone na die onderwêreld moes teruggaan, het Demeter weer getreur en alles verwaarloos, tot haar dogter teruggekom het. En daarom het dit elke jaar weer winter geword. Wat sou julle nou sê, is die grootste verskil tussen hierdie storie en die een in die video? Hy sê die stuk van Zeus. Wat van Zeus? In die storie wat ons geluister het, sê niks van dat hy iemand gestuur het nie, maar die stuk sê dat hy vir Hermes gestuur. Ja. Daar is 'n groter verskil ten opsigte van die rol wat Zeus speel. In die video het Zeus vir Hades gesê hy kan maar sy dogter trou sonder hom vir Demeter. So in watter storie is daar die meeste intrige? Nou intrige, dis nou 'n belangrike woord, jy moet nou gou luister na hierdie woord. Hoe gaan ek nou dit doen? Die woord is intrige en niemand kan dit sien nie, want ek weet nie hoe om hierdie ding te manage nie. Intrige, kom ons kyk. Opacity. Daar's hy. Intrige. Intrige, kan iemand vir my sê, wat is dit in Engels? Intrigue. Intrigue. Mooi. En wat beteken dit? Ja, jy, Interessant. ja, Nee. Is nie nee, nie heeltemal nie skieurig nie. Dit kan iets wat intriguing is, hou jou aandag. Maar hoekom hou dit jou aandag? Dit hou jou aandag want daar's allerlei verskillende dinge wat gebeur. So die intrige kan baie eenvoudig wees. Hy het opgestaan, kombuis toe geloop, geval oor die kat, sy toon gebreek, hospitaal toe gegaan, 'n moonboot gekry en huis toe gekom. Nee? Dis baie eenvoudig. Dit en toe dit en toe dit en toe dit. As ons nog intrige wil bysit, dan kan ons sê iemand het dit beplan. Iemand wou sorg dat hy sy toon breek, want hy was die beste atleet en hy het kans gestaan om prysgeld te wen in 'n marathon en toe, maar sy broer was ook 'n goeie atleet en sy broer was die tweede beste, toe was sy broer gehad dat hy met sy toon breek en toe haal hy hom uit die, maak hy seker dat hy oor die kat val. Nou het jy 'n storie bo, maar agter die storie is daar nog 'n storie. ja. Dis intrige. Dan my vraag is, hoe het hy die kat geleer? Dit sal nou 'n ander intrige wees. Nou in hierdie weergawe, in hierdie ten minste 2 weergawe wat ons nou gekyk het, na die karakters. In die Engelse ene, die TED Talk, is daar baie intrige. Want Zeus en Hades word nou, kyk, hulle is mos nou broers ook nog, né? En Zeus is eintlik baie gemeen, want hy gaan agterlangs, het Hades vir hom gesê, ek wil daai girl hê, en Zeus weet sy wil dit nie hê nie, haar ma wil dit nie hê nie, maar hy sê, ja nee, sure, ek sal dit uitsort vir jou, ek sal sorg dat dit gereël is vir jou. En arme Demeter, sy weet daar niks van af nie. En die ander ding wat nou die intrige nou nog meer verdiep, nê, wanneer Demeter na Olympus toe gaan in die video, dan vra sy vir die ander gode, waar's my dogter, wat gaan aan? En hulle weet almal, maar hulle almal, nee, ons weet niks nie, hulle sê niks, hulle weet nou kamakastig niks nie, nê? So
Die heel eerste storie wat ons gelees het is baie klein, baie simpel. Hades het vir Persephone gevang en haar na die onderwêreld toe gevat en Demeter het haar gesoek en toe het al die mense begin swaar kry want daar was nie meer, sy het nie meer gesorg vir die plante en die diere in die omgewing nie en toe het Zeus gesê, is reg, kom terug en Hades het gesê, okay, vir 2/3 van die jaar kan sy by haar ma wees, vir 1/3 moet sy by hom wees. En ongelukkig het sy die granaatpit geëet, né? Die granaatpit is nogal iets dat sy iets geëet het in die onderwêreld. Is iets wat in al 3 die stories dink ek voorkom. Dus gou kyk. In die boek sê sy Ja, een granaatpit of 'n paar granaatpitte en dan is daar nou die Engelse ene wat baie intrige het. En hierdie een het nou minder intrige want hier word nou nie gepraat van die agteraf reëlings tussen Hades en Zeus en die gode, hoe die gode onder mekaar heeltyd besig is met skelmstreke. Ek wil gou vir julle vra, as julle nou hier kyk, hierdie stuk wat sê, kan julle onthou verlede kwartaal het ons gewerk met lydend en bedrywend. Ek was vir hierdie kwartaal nie. Ja, maar jy moet weet van lydend en bedrywend. Hierdie sin wat ek in blou uitgelig het. Sê gou vir my, is hy lydend of bedrywend? Aan almal stel sy dieselfde vraag. Lydend. Wat beteken lydend? Sê my gou, wat beteken lydend? Baie goeie vraag. Ek weet nie. Is dit lydend of bedrywend? Ek ken mooi pa. Dit was Aan almal stel sy dieselfde vraag. Baie goeie vraag Tannie. Is dit lydend of bedrywend? Lydend. Wat beteken dit? Hoe gaan jy toets? Baie goeie vraag Tannie. Wanneer dit kom by lydend of bedrywend, gaan dit oor elke sin het 'n onderwerp, 'n werkwoord of 'n gesegde, nê? En dan 'n voorwerp. As die sin se volgorde is onderwerp, gesegde, voorwerp, dan is dit bedrywend. Laat ons nou net mooi kyk. Daar is die sin, aan almal stel sy dieselfde vraag. Wie is die onderwerp in hierdie sin? Hoe weet jy wie is die onderwerp? Jy vra vir jouself, wie of wat voer die handeling uit, die gesegde? Wat is die gesegde van daai sin? Kom ons vra dit eers. Stel. Dis nie net stel nie, Stel dieselfde vraag. vraag. Sy stel 'n vraag, né? Sy stel 'n vraag. OK, so daar's jou gesegde. Stel die vraag. Om te weet wie is die onderwerp, vra jy vir jouself, wie of wat stel die vraag? Nee, sy stel die vraag aan almal. OK. Sy stel die vraag aan almal. So sy is die onderwerp, maar die orde hier is, aan almal stel sy die volgende vraag. Dis nog steeds in die bedrywende vorm. Al wat hulle verander het is,
In plaas om te sê, sy stel dieselfde vraag aan almal, het hulle net die aan almal voorgesit, maar hulle het, as dit leidend was, dan sou dit gewees het, dieselfde vraag word aan almal gestel. Dan was dit leidend. Dis 'n strikvraag hierdie wat ek julle nou gevra het, hoor? Sê dit is nie leidend vorm. Sê weer? Dit is 'n bedrywend vorm of leidend. Hy is nog steeds bedrywend. Die woordorde is net 'n bietjie snaaks. Maar hy is nog steeds in die bedrywende vorm. OK, wat beteken dit as 'n mens treur? Jy's hartseer, Jy's hartseer. oor iemand of iets dood. Oor wel, of as jy weg is, of siek is, of daar's baie dinge wat kan maak dat 'n mens treur. As jy jou kar gestamp het, kan jy treur. Ja, jy treur oor die geld wat het gekos om jou kar reg te maak. Ja, as ek nou gewig opgetel het, gaan ek treur. Dis nie noodwendig net as iemand dood is nie. Bot, die bome bot. Vertel my 'n bietjie daarvan. Bot. Wat beteken dit? Dis is wanneer die blare begin uitkom. Dan bot hulle. En hoe spel mens dit? Sê gou. B-O-D. Nee, ja. Nee. Nee, nie B-O-D nie. OK, skryf die volgende woorde neer. Ek wil nou net probeer uitfigure hoe ding gaan ek nou die besigheid kleiner maak. Daai woord bot met 'n D wat jy nou gesê het. Wanneer sal mens dit gebruik? Het iemand 'n idee? Wanneer jy met iemand bot. OK. Ek kan nie onthou nie, hoe doen ek dit? As ek hierdie ding nou wil Kleiner maak. Nee, ek wil hom Weghaal. Ek wil hierdie stuk. OK. Ek sal nou maar net so maak. Bot met 'n T is wat plante doen. OK? Nee, moenie dit doen nie, asseblief. Nee. Nee. Bring to front. OK. O, julle. Dit kan nie terug. Tog. Dit Dis terrible. OK, kom ons maak so. kan nie dit vas hier so. Bot met 'n D en bot met 'n T. En hierdie is natuurlik, skryf hierdie woorde in jou boek neer asseblief. Skryf hierdie woorde bot met 'n D en bot met 'n T. In Afrikaans of in Engels of in taal? Jy het net een boek vir Afrikaans en Engels, dan lei met 'n lang y en lei met 'n EI. En hierdie woorde is natuurlik almal voorbeelde van wat? Wat noem mense hierdie tipe woorde wat ek nou hier Plante. sê weer? Blom. Hulle altyd voorbeelde van. Nee, bot en bot, lei en lei. Wat noem mense dit? Homofone dink ek. Is Ja, jy's op die regte spoor. Jy's op die regte spoor. Telefoon. telefoon. Nie telefoon, homofoon nie. Homoniem. Homoniem. Homonieme, want hulle klink dieselfde, Maar maar hulle lyk nie dieselfde nie. Nee, so eintlik hulle is homofone, hoor? Hulle is homofone, hulle klink net dieselfde. En waar is al my onderstrepings nou? Ai. Kan jy dit nou oor vertel? Kom ons kyk gou, is hier nog woorde wat jy aan kan dink wat homofone is? Daar het ons nou vir lei en lei. reis en reis.
Reis en reis is 'n goeie een, Brei. maar hy's nou nie hier nie. Hy's nou nie hier in die teks nie. Brei. Okay. Ander ding wat ek wil hê jy moet neerskryf is kruis en dwars, asseblief. Skryf dit neer. Kruis en dwars. Hierdie is nou nie meer homofone nie, hoor. Hierdie is nou net woorde wat ek wil hê jy moet skryf. Verdor, verwelk. O, gats. Verdor, verdor, dit lyk so. Verdor, verwelk, treur, Dus daar moet er even keer in voor. wat se een? Oh, nee, treur. Okay, sorry. Treur, uitspruit, moet jy vir my neerskryf? En verwaarloos moet jy vir my neerskryf. Kan jy sien, ek skryf hulle daar op die bord, né? Verwaarloos, wag, ek net. Verwaarloos, Nog 2 kinders hier. 2 kinders. Ja, je hebt 8 kinders hier. Hoekom? Voor volgende jaar. Wat is het? Wanneer, hoe waar is jy nou? Doe maar, ik doe maar even. Lyk my so. Uitspruit. 'n nimf. Weet julle wat 'n nimf? 'n waternimf. Skryf hom ook vir my neer. Waternimf. 'n nimf. Dis 'n tipiese karakter wat in mites voorkom. Dis 'n mitologiese karakter, 'n nimf. Hulle word gewoonlik gesien as guardians of embodiment van 'n plek. Ja. Ja, oppassers. Okay. So jy mix daarom jou tales verskriklik, hè? Wat is 'n guardian in Afrikaans? Oppassen. 'n Oppasser. Guardian is 'n oppasser in Afrikaans. Ai, wat maak hierdie ouetjie? Al wat ek eintlik wil Ek doen, dink tannie hulle moet gesien as daai hond blind is, want sy sal vir my kyk, dan skrik sy soos ek magically appear. nee man. Ek die blou kyk. Of sy blind is, nie as sy blind is nie, of sy blind is. Okay. Die ander woord wat julle nou moet onthou is wat ek nou omgedop het. Ek gaan hom nou uitvee, want intrige. Intrige. Ek skryf hom in hoofletters, want dit is 'n begripswoord wat nie in die storie is nie. Intrige. En ek wil hê jy moet dit mooi onthou. Dit is 'n woord wat in letterkunde gebruik word. Dis 'n sê weer? Ja, wat is een G als iemand? Ek wil ook nou weet. Goed. Enige vrae? Het julle die woorde afgeskryf? Bot en bot, lei en lei, die 2 pare homofone. Verdor, verwelk, treur, uitspruit, verwaarloos en waternimf. Ja. Lian, het jy die woorde geskryf? Ja. Goed, dankie.